Nou ja, jy het al 'n paar pragtige jong gesiggies sien, interessante nuusstories vertel vandag op die program, want ons kondig vandag die top 5 van ons jong nuusleser kompetisie aan en twee van ons beoordelaars, Christel Cornelissen van Marula Media en Jenna Lebelong van ENCA kuier vanoggend saam. Dis baie lekker om julle twee dames saam met ons hier te hê vanoggend, hoor? Dankie julle, lekker om hier te wees. So, Christel, Baie dankie, goeiemôre. jy hoor en skryf en verwerk al vir baie jare nuusstories. Voordat ons nou by die pragtige deelnemers kom. Hoe werk 'n nuusstorie? Ek weet daar is 'n resep wat ek ook destyds by universiteit geleer het van as jy nou 'n nuusstorie moet gaan saamstel. Wat is daai basic resep waarna jy moet kyk? Want jy kan nie net 'n storie van agteraf begin vertel nie, dan gaan jy jou gehoor verloor, né? Daar's 'n piramide wat jy moet volg van prioriteite. Die 5 W's in die jaar, né? Ja, daai ene. Dis die Vertel 5 ons W's gou weer in die van jaar. dit. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Ja. Ja, so dis eintlik maar die basiese bestanddele van 'n goeie nuusberig. Kyk, in vandag se tyd is dit baie moeiliker dink ek om te onderskei tussen wat is waar en wat is nie waar nie, want party goed is waar en party goed is amper waar. So dit mense moet baie seker maak oor die waarheid. En my waarheid en jou waarheid is nie altyd dieselfde waarheid nie. Maar die basiese elemente bly maar altyd dieselfde. En om emosie te skei van die feite is seker ook crucial. Ja, dit is nie altyd so maklik nie. Ja. Kyk, mense praat van onpartydig wees. Dit is 'n baie moeilike konsep, want jy kom uit 'n bepaalde raamwerk, jy leef in 'n bepaalde milieu, jy het 'n agtergrond, jy het ervarings en al daai goed speel in op 'n nuusstorie en ek dink dis wat dit so lekker maak om nuus te skryf, of om artikels te skryf of rubrieke te skryf, is elke mens bring 'n stukkie van homself in daai nuusberig in. So die 4 van ons kan presies dieselfde onderwerp vat of dieselfde gebeurtenis vat en jy gaan 4 geweldig uiteenlopende stories kry en dit gaan al 4 gaan die waarheid wees, maar ons elkeen se elemente speel in op daai storie. En dis my heerlik van nuus. Die spuitnaal teorie, né? Okay. Ja, onthou jou. Jenna, dit is so lekker om jou weer terug op die groot ontbyt te hê vanoggend. Jy werk natuurlik soos wat mense weet elke dag met aanbieding en die nuus. Wat het vir jou uitgestaan van die jong nuuslesertjies hierdie jaar? Môre dames, lekker om julle te hoor en sien weer en lekker om op die groot ontbyt te wees. Dis vir my so 'n groot voorreg, moet ek sê, om weer deel te wees van die beoordelaars vir hierdie kompetisie en dit is verblywend vir my om te sien hoeveel kinders nuus kyk. Dit was vir my baie duidelik weer eens vanjaar dat die kinders kyk nie net die groot ontbyt nie, maar hulle kyk nuus ook. En ek dink wat vir my vanjaar uitgestaan het is die aantal jong mans wat deelgeneem het, die seuns wat deelgeneem het aan die kompetisie en dit is vir my verskriklik goed. Ons het 'n nuwe Freek Robinson nodig, 'n nuwe Percival Young, 'n nuwe jy weet oom Rian Kruiwagen in die toekoms. So dit was vir my lekker om te sien hoeveel jong seuns daar was, maar ook om die selfvertroue van die kinders te sien. Dit was vir my baie verblywend want selfvertroue is 'n groot deel van enige televisieaanbieding. Christel, watse kriteria het julle gebruik om die deelnemers te beoordeel, want hulle is natuurlik nou jong kinders wat baie kreatief is en verskillende ouderdomme. Ek dink ons jongste is 6 en ons oudste is 13. So, hoe het julle die beoordeling hanteer? Ons het onder andere gekyk met uitspraak, geloofwaardigheid, kreatiwiteit. En dan wil ek aansluit by wat Jenna gesê het, is selfvertroue. Want dit beteken dat jy 'n nuusberig met geloofwaardigheid kan oordra. 'n Mens moet verstaan wat jy sê wanneer jy nuus lees. En Jenna is heeltemal reg, dit is wonderlike nuus om te sien hoeveel kinders nuus lees, nuus kyk, nuus volg. Dit is belangrik. Ons het ingeligte jong mense nodig. So daai kriteria in die geheel, uiteindelik het dit vir my daaroor gegaan dat jy moet verstaan wat jy sê. Selfs al het jy dit op 'n ligte manier gedoen. Jy was een van die deelnemers wat alles het oor katte gegaan. Ek het heerlik gelag. So dit was nie so 'n harde benadering nie, maar dis nie jy's nie 'n robot nie. Wanneer Jenna die nuus aanbied, dan weet sy dit kom uit daar uit. Presies dieselfde met julle twee. Weet jy, dis nie oral. Dis nie 'n robot wat dit doen nie. En vir my was dit een van die belangrikste. Dis amper 'n gevoel wat jy kry wanneer jy na die hele prentjie kyk.
is dit 'n mens wat voor jou sit. Jenna, jy weet ons het nou die top 5, maar daar's 'n hele rits mense soos wat jy nou genoem het wat belangstel, wat ingeskryf het, wat die moeite gedoen het en ek dink mense moet nooit dit vergeet of dit wegvat van die mense wat steeds genoeg selfvertroue gehad het om te sê, hier's my video, ek skryf ook in nie. Vir daai jong nuusleser, vir almal wat ingeskryf het en mense wat dalk by die huis sit en dink ek moes dit gedoen het. Wat sal jou advies en raad gewees vir die toekoms ook? Is dit 'n beroep waarna hulle moet kyk ook eendag? Absoluut. As jy 'n passie het vir mense, as jy 'n passie het vir nuus, jy het 'n passie vir uitsaai, moenie opgee nie. Hierdie keer is jy dalk nie gekies nie, maar as jy glo dat dit jou roeping is, jou roeping kies jou nie mense nie, jou roeping kies jou nie 'n kompetisie nie. So hou aan en werk aan jou vaardighede. Ek is so bly Christel het aan meeste van hulle geraak die selfvertroue. Jy moet duidelik kan praat, mense moet jou kan verstaan en ek gaan byvoeg almal wat kyk moet jou kan verstaan. Jy moet met begrip kan lees en ons kan dit agterkom deur jou intonasie. Ons kan dit agterkom deur hoe jy jou stem gebruik. So slyp daai vaardighede. Ek sê altyd vir mense, nou nie net vir die kinders nie, maar vir almal wat belangstel in die uitsaaiwese, gaan volunteer, gaan werk by 'n koerant, skryf vir Marula Media, skryf vir die Groot Ontbyt, skryf vir iemand jou plaaslike gemeenskap radiostasie en vra of jy daar kan kom help, want jy leer soos wat jy ander mense dophou, jy leer soos wat jy self doen. So gaan volunteer, dis waar jy jou vaardighede kan slyp en onthou jou roeping, jou doel in die lewe, jou purpose kies jou nie mense nie en wel gedaan dat jy hulle ingeskryf het, wel gedaan. Absoluut, en dis natuurlik deel, soos jy sê Jenna Lee, van die hele journalistieke loopbaan wat 'n mens kan gaan volg en ons kort goeie joernaliste in hierdie land, Christel. Ek weet jy stem volmondig daarmee saam. Ons tyd is nou ongelukkig op, maar dit was so lekker om met julle twee te kan gesels. Sulke nuuswaardige journalistieke uitsaaiers van vandag se tyd, Christel Cornelissen en Jenna Lee Belong. Baie dankie vir julle tyd dat julle deel was van die beoordeling en die slyping van hierdie jong nuuslesers. En ons sien baie uit vir die wenner aankondiging en vandag kyk ons dan nou na die top 5 wat so tussen deur die program die videoetjies vir ons gewys word. Baie dankie vir julle groete daarso vir jou ook Jenna Lee en bly ingeskakel vir jou nuus om 7.